Dit was dit moes 2 uur of 3 uur die oggend gewees het. Ek word wakker. Hier hoor ek my ma huil. Maar ek skrik vir my in 'n ander bloedgroep in. Mamma, wat vertel my? Nee, sy kan nie. Mamma. Ek het so 'n vreemde kind en ek weet nie waar ek verkeerd gegaan het nie. Oh, we're wrinkled, we're crinkled, we're bionic through and through. We got steps for the heart, aids for the ears, and teeth that sleep in stew. We're creaky, we're leaky, but we're glad to be right here. Although I'd rather be 20 in the 70s than 70 in the 20s. Right, welkom terug by Grys en Gatvol. En vandag is dit vir my so super spesiaal om my baie goeie vriendin en 'n baie bekende Suid-Afrikaanse aktrise, dramaturg op ons set te hê vandag. Ons ken almal vir Antoinette Lou. Sy was 7de land, sy's gereeld op televisie, sy kry baie veertjie toekennings. Sy skryf haar eie produksies ook vir teater. So dit is so wonderlik, my vriendin en bekende Suid-Afrikaanse aktrise om vandag met jou en jou ma te kuier. Baie welkom, Antoinette en Annette. En ek daarom nou net sê, Annette, baie lekker om jou te ontmoet ook, want Annette is daarom nie net Antoinette se ma nie. Formidabele vrou, genig en baanbreker kan ek dit ook sê, doktorsgraad in sielkunde. Ek het haar CV gaan kyk en dit is bladsye en bladsye se gepubliseerde artikels. Hoofsaaklik oor geweld teen kinders, wat vir my baie roerend was, maar daar's 'n paar baie interessante artikels so tussenin. En jy was ook mede-professor gewees en ja, net dis vreeslik indrukwekkend. So ek het nogal gedink ons moet sommer daar begin, Antoinette. Melanie, kom ons praat net gou eers oor Gatvol. Reg. Onthou net, ons wil altyd ook 'n bietjie weet wat maak ons gaste gatvol. Ja. So ons gaan nou vir julle net vra, is daar ietsie wat jou 'n bietjie gekrap het hierdie week of ietsie wat jou deurgaans soos 'n klippie in jou skoen? Is daar iets spesifieks wat jou gatvol maak, Antoinette? Annette, dink 'n bietjie. Het jy iets vir ons? Wel hierdie week spesifiek, maar daar's nogals baie dinge wat my kan gatvol maak. Die petrolprys wat opgegaan het. Maar ja, petrolpryse gaan op, maar dit gaan vir my oor 'n sekere wêreldleier wat baie oranje is, wat ten spyte van 'n biljoenêr is nie weet hoe om sy hare te doen nie. Ten spyte van die feit dat soveel mense vir hom gewaarsku het, moenie die oorlog doen nie, moenie die oorlog doen nie, moenie die oorlog doen nie. Dit gaan soveel lande affekteer, veral derde wêreldlande soos ons. Wat het hy gedoen? Hy het nie geluister nie. Dit is heeltemal surreal en almal reg oor die wêreld word so direk geraak deur wat daar aangaan. Deur 'n Dit paar is mans, regtig 'n paar mans skokkend. En dit Ja. is my eie gewin, selfgesentreerdheid, ego, en nie, ja, no nurturing. Ja. En I'm big, you small. Yes. Ja. En wat maak jou? Weet jy ook wat daarbey aansluit is mense wat geen empatie, simpatie het vir ander nie. Of ander se sienswyses kan waardeer nie. So dit sluit vir my eintlik daarbey aan. Ek het vir jare egskeidingssake gedoen. My navorsing het gegaan oor kindermolestering. Maar wat my nekhare altyd laat rys het, as ek 'n egskeidingssaak kry en as kindermolestering by betrokke. En ongelukkig moet ek sê in baie van die egskeidingssake is vrouens die vindictief, wat sê Afrikaans? Ja, die aggressiewe. Die aggressiewe. Ek wil jou terugkry en ek sal jou terugkry. Dan is daar 'n molesterings aanklag. Maar ook in ander egskeidingssake waar daar nou 'n vreedsame oplossing kan kom en dan kom sy met dit en dat en sis
en so om die man terug te kry. So is nie net manne wat wreedaardig en ongenaakbaar is nie, maar jy kry dit ook baie by vroue en dit het ek baie in die egskeidingssake. Ek het presies dit wat jy nou vertel, het ek gesien voor my oë gebeur. Op my stoepie, ek is 'n stoepsitter. So op my stoepie kyk ek voeltjies. Nou is daar sulke pragtige vinkies. Nou kom die vinkie in en nou bou hy 'n verskeidenheid van nessies. Dan kom check sy nou. Maar hy fokus op die een nessie en hy is so kreatief en so oulik. Ek sien hoe daai voeltjie gaan en 'n vars blommetjie gaan pluk. Dan sit hy dit in die nessie. Môre is daai blommetjie nou later vanmiddag verlep. Dan gooi hom uit, gaan haal hy vars een. En ek sien daar kom sy nou, sy fladder en sy kyk. Maar sy ruk daai nessie wat ek gesien het, hoe hy dit in liefde gebou het, met soveel moeite en aandag, to detail, ruk sy daai ding, ek dink net, jou klein bitch, het jy geen waardering nie? So yes, dit is nie, ja. Maar sy het uitgevind hy het saam met 'n ander voeltjie geslaap gisterand. Hy maak net reg hierso. Moenie nou vir die arme voeltjie dan. Ek is baie lief vir die manne. Sien sy stem saam met ons, sien jy? Maar nou ja, nee, dit is 'n mooi ding wat jy daar sê van die geen empatie. Ja. Ek stem 100% met jou saam net. Ek dink deel van die goed wat my die meeste bekommer in die lewe op die oomblik, is dat mense se onvermoë om kontradiksies te kan vashou. So om twee kante te kan vashou. Dat jy kan byvoorbeeld sê, jy weet, dit is verkeerd, maar dit is ook verkeerd. Die teenoorgestelde daarvan kan ook verkeerd wees. Dit is makliker nou om in die politiek te praat, maar kom ons praat nou nie te veel politiek, daar gaan te veel mense vir ons skryf. Maar jy weet dat jy kan sê, hierdie een wat ingeval het, wat gebeur, kom ons het nou oor Iran gepraat, dit wat gebeur in Iran in terme van vroueregte, menseregte, is verkeerd, maar daar's ook 'n oorlog wat nou aan die gang is, wat ook verkeerd is. So mense hou van swart en wit, maar baie keer moet jy in die grys wêreld kan leef. En ek dink veral is dit binne politieke, maar ook soms met morele goed en daai tipe goed. So ek bekommer my dat mense nie meer daai, en ek dink sosiale media speel 'n rol daarin, dat mense wil goed eenvoudig hê, dis 'n natuurlike ding, maar al hoe meer sien ons die media ensovoorts hou dit nie meer vas, daai kontradiksies in ons samelewing. Maar kom ons bring dit net terug na ma's en dogters toe. Maar tog die voeltjies. Dit is ook, nee, die voeltjies ook, maar daai daai spanning ook, kan baie keer baie sterk wees tussen 'n ma en 'n dogter. Ja. Want daar kan afstand wees, daar kan misverstande wees. En nog steeds liefde. Daar is natuurlik liefde, maar daar kan ook baie keer in 'n ma-dogter verhouding, ons almal het ma's, né? Is daar 'n tyd wat jy jou ma soort van moet vergewe, of jy moet jou ma override en jou man staan, so daar is 'n bietjie ook kontradiksie binne in daai, want dis twee verskillende mense. Jy weet, op 'n stadium kyk 'n vrou na haar ma, en dan kyk jy na jou ouers deur hierdie adorasie van hierdie Here, as hulle is die groot mens en hulle is perfek. En dan skielik op 'n dag kom jy agter, eintlik, ek kan nog presies onthou wanneer ek besef het, my ma is net 'n mens, en sy is kwesbaar, en sy is nie so perfek nie. Ek dink dit is wanneer kinders deur daai stadium gaan, as hulle so standaard 7 is, wat hulle dink hulle ouers is bietjie gross, en hulle moet nie hulle aflaai by die skool nie, liewer 'n paar blokke weg. So ja, daar is soveel dinamika ook, binne in 'n ma-dogter verhouding, omdat dit so verskriklik naby aan mekaar is dit baie groot veld ook vir spanning en verskillende persoonlikhede, verskillende uitkyk op die lewe. So ja, there we have it. Ek kan 'n storie vertel. Hier in Antoinette se adolessensiefase is sy nou baie geïrriteerd met haar lyf. Sy is nie gemaklik in haar lyf nie. Nou sê ek vir haar, ag Poplap, jy's maar net soos ek gebou. Dit is geld nie. Dit het nie goed afgegaan nie. Dis die einde van die wêreld. Sy sê vir my, maar nou is sy kwaad. Sy's kwaad vir my. Sy sê vir my, hoekom sê mamma nie liewer dat ek soos Tannie Marie gebou is? Tannie Marie is my sussie wat pragtig is. En, ek meen,
Joelkoningin mooi is en pragtig gebou en slank en so aan en so aan. Ek sê van maar Poplap, wat nou fout? Sy sê watter dogter of watter kind wil op 17 wees? Sy sê so 'n ma gebou. Nee, Pipsie. Oor doen. En ek onthou so goed, toe ek besef het, boonbehalwe dat ek besef het my ma is nie perfek nie, né? Daar's ander mammas wat mooier is, wat ouliker is, my ma is ook maar net mens. Daai wat ek verby 'n winkelvenster stap en dan gat ek en dan kyk ek so en dink ek, my ma, en dan dink ek, ouma, hoor, dis ek. Ek lyk soos my ma. Of as my kinders sê, o mamma, jy klink net soos ouma Jackie. Sê ek, oh my word. Want weet jy, ons voel daai, ek wil weet wanneer het jy agtergekom, jy is soos jou ma. Kom jy dit agter? Het jy al daai gesien, daai ooreenkomste? Dalk voel jy Of is jy net suiwer pa se kind? Wanneer ek dit agterkom, is soms in my hande. Hoe ek my hande gebruik, dan kom ek agter maar Jou mannerisms. Ja. En dan wat, hoe laat dit jou voel? En dit en wanneer ek skoon maak, mamma. Maar ek gepraat van lywe. Ag as ek 'n storie van ouma Annie kan vertel. Ja. my ouma. Maar se Brutaal. ouma Annie Eerlik. was 'n ongelooflike vrou. En sy het broeke gedra tydens 'n tyd wat vrouens nog nie eintlik broeke gedra het nie. Sy was baie eerlik. En mamma was so 16 jaar oud, nê? Nee. Ja, ek dink ek was so Daarom. Ja, daarom. En so voor haar spieël gestaan en by haarself en gekla oor hoe sy lyk. Want onthou ek het nou 2 baie mooi sissies, nê. En ouma Annie stap verby en sy sien die storie en hoor dit en sy loer net so in en sy sê vir my ma, ag my kind, ten minste het jy baie mooi titties. Wel, dit kan jou daarom 'n entjie bring in die lewe. Maar nou het sy nog 'n stertjie bygelas en mans hou daarvan. Waar? Dit klink of julle deur 'n baie sterk matriargale lyn kom as jou ma broeke gedra het en vir haarself gedink het independently thinking, 'n eerlike sterk vrou duidelik wat nie skaam was om haar mening te lig nie. So 'n sterk matriargale lyn, né? Antoinette, wat jy vandaan kom? Ja. Van jou ma se kant af, ook van jou pa se kant af? Ja. Ja. Ouma Grootjie wat getrek het met die ossewa van Middelburg in Gauteng na Suidwes toe met 'n bitter moeilike man. En dis was sy swanger was. Sy was swanger. Op die wa, ja. Ja, en sy het dit oorleef. Sterk vroue, né? Ja. So daar's 'n en die oupa. My oupa Grootjie. Die oupa Grootjie nou trek hy deur die Oranje rivier. En almal sê vir hom moenie want dan die rivier kom af. Maar hy doen dit. En sy kla. Nou hang sy aan die wa so met die een hand. Sy swanger met die een oomie en die ander een hou klou sy so vas. O, daar's klaar op die heup. Ja, daar's een op die heup en een in die maagie. Nou hang sy so in die wakap. En sy kla. Hy sê, "Man, is jy van popstront gemaak?" Dis 'n goeie een. Ons is nie van popstront gemaak nie. So tot vandag toe in ons familie is dit 'n familie sê ding, is jy van popstront gemaak. As iemand dit probeer kla. Ons het weer een waar my ouma het altyd gesê sy was van 'n merwe en ek het so 'n oumaatjie gehad. Sy was so klein. Sy
nog kleiner as wat jy was, en sy het gesê, jy weet, maar sy was sterk, jy weet, die dag voordat sy beroerte gehad het, wat op die einde van haar dood was, het sy die aand loop sy so verby my, en sy het so 'n rot aan die stert beet, en ek sê, nou ouma, sy sê, ons het die rot nou gesoek vir dae lank, nie van ons was nou bereid om die rot te vang nie. Sy sê, man, ek kan nie my hele gesukkel vat nie, en sy het hom doem gespuit en toe oor die kop geslaan, en daar gaan sy, jy weet. So, maar my ouma het altyd gesê, van 'n merwebloed, so ons praat so in ons familie altyd, my ma sal as jy regtig moeilike tyd deurgaan, en sy sê, man, ons is van 'n merwebloed, so Ja. dis die van 'n Ons is merwebloed. my ma het altyd sê ons is van helsdingens. Nee, dis ek dink dit is nogal 'n ding in die Afrikaner gemeenskap, dink ek, dat ons daai matriargale lyne is baie sterk. En ek dink selfs, jy weet wat my interessant, want ek neem aan Anet, jy was die eerste een wat seker 'n universiteitsopleiding gehad het, of jou maat seker nie gehad nie, reg? Nee, weet jy, my ma het standaard 7 gehad. Ja, my ouma ook, ja, sien. En my pa standaard 9. My wêreld. En ag ja, dat is 'n hele interessante storie. Maar wat hoe hulle ons gestimuleer het, was net ongelooflik. Ja. Ons Kersgeskenke was boeke. Jy weet. Wonderlik. En dan hierdie wonderlike, hulle is albei baie intelligente mense. Hulle het net nie die geleenthede gehad nie. So, elke skoot is ons iewers heen trek en ek pak my boeke uit en kyk na jy Antoinette ook. Ja. Dan sê ek dankie ma en pa. Ja, Jy weet. dit is spesiaal, So ja. daai Jy het daai siklus gebreek. Jy was 'n baanbreker. En boonbehalwe dat jy nou uit die familie waar jy kom met intelligente mense, maar minder bevoorreg, nie geleenthede gehad het nie. Ook vir vroue, want jy weet, ek onthou in my tyd en jy's voor my tyd, jy's 'n generasie voor my. Onthou ek was jou opsies gewees, jy word 'n juffrou of jy word 'n suster of jy is 'n sekretaresse, ja, né? ja. Nou in jou tyd was dit omtrent die opsies gewees, né? En toe word jy 'n onderwyseres en toe besluit jy maar dit is nie genoeg vir jou nie. En toe skop jy 'n hele nuwe wêreld, ek dink voor jou tyd. Baanbrekerswerk skop jy oop. En dit is hoekom daai kind van jou ook seker nie 'n bang haar op haar kop het om so diep en introspektief en rou en eg haarself kan wees en rolle kan vertolk nie. Jy's ook baldadig in jou aanbieding. En dit is daai geen dink ek wat jy van jou ma het wat sê I can do this. Daar is daai selfde ding wat ek in jou sien. Jy sien nou sê vir my ding van my oor my ma. Ja, mamma. Ja. Maar kan ek vra, was jy bekommerd toe Antoinette besluit het dat sy gaan nou drama studeer? Want ek weet, ek het gaan filosofie doen en my ma was tog so geskok. Wat doen 'n mens nou met filosofie, jy weet? Ek bedoel, dit is tog nou 'n bietjie iets anders as die akademiese wêreld, né? Weet jy wat, ek was nie. Ek dink my man was so bietjie huiwerig, maar want ek het altyd die Stetwits gaan kyk. En ek sien hierdie kind is goed. En dan sê ek vir hom, "Daap, ons sal haar met laat drama swat." Nee, maar kom ons kyk regte. Wat was dit al? Jy sal 'n prokureur speel, maar jy gaan nie een wees nie. Ek het nogal gedink sy is al goeie sielkundige gewees, maar anyway. Toe het julle skoolgroepie, was 'n ATKV, dit was nog 'n stuk van Marieta Martens. Marieta Martens, ja. gesien aan die Breinwind. Voer hulle toe op, nogal aan die universiteit se teater. Sy was toe matriek, nee. Of staan dit nie? Ja, is dit 9 jaar. Dis toe die eerste keer wat my man saamgaan en die kind op die verhoog sien. Die kind. Weet jy wat, en ons kom uit en ons klim in die kar en hy sak so op die stuurwiel en die trane loop. En hy sê, ons sal haar moet laat drama swat. En die volgende dag toe kontak hy die departementshoof van drama en sê, hoorie, kan ons haar inskryf. Het jy dit nie geweet nie? Jy laat Het jy jou nie geweet? ouers jou so sien. Maar- Raak sien, hè? Jy het dit nie Wow. geweet nie.
Sy nie die storie Ek geken nie. het al vir jou die storie, het ek nie vir jou die storie vertel nie. Hi my kindjie. Maar dis 'n vreeslike mooi Dit storie. is baie, maar ek wil weet by jou eerste I Stedford of enige van daai waar jy nou optree, het jy gediggies opgesê, het jy gesing, kan jy onthou wat was jou eerste rympie of poësie wat jy gedoen het? Het jy klavier gespeel? ek wens het jy ek kon getap dance? Nee, ek het begin. Ag, soos baie ek het op laerskool het ek ballet gedoen. Ek het eers hiersoos in dit 6 het ek begin drama doen. En ek het van my eerste goeders nog in 'n tas daarbo. Ja, dit was prosas en gediggies en O, okay, goed. Maar jy het 'n mooi stem ook. Jy kan daarom noot hou. En jy het jou eie lied ook. Jy het jou eie lied wat jy sing uit jou hart. Okay, maar nou moet ek vir jou iets vra. okay. Want ek het nou onlangs die dekonstruksie van Rita Bloem gekyk. Vir die eerste keer. Dis op kyk net mense, gaan kyk dit, is verskriklik goed. En dit was amazing. Sjoe, dit was ja nee. Kyk, ek weet nie hoekom hoekom Jy jy nie weet nie baie hoekom? pryse daarvoor gewen. Ek wou net sê dit moet vir 'n Oscar gegaan het, maar nou weet ek ons nie. Maar daar het jy nou nogal, jy was baie daar's 'n hele paar sekstonele daarin, jy weet. 2. Nie 'n hele paar nie. Ja, kom ons wees ou net Okay, twee. Nee, nie 'n hele paar nie, 2. Sy sê met die mooi tities. Sê gou vir my nê, want ek weet selfs in my ma veral so 'n bietjie ongemaklik selfs as ons te prontuit praat oor die hier op die pot gooi. Is dit ongemaklik in die familie gewees? Ja. Van my kant af. Sy wou nie hê haar pa of haar vriend of haar boetie moet dit sien nie. Mamma kan dit maar Maar gaan Boetie is kyk. darem 'n dokter, so dis alraai. Ja, sy wou nie gehad dat die manne in haar lewe Vir moet. ook nie ma nie, in die begin. Wou jy nie? Nee. Nee, ek wou nie gehad het julle moet dit kyk nie. Maar toe debuteer dit by die Silverskermfees en sy nooi my saam. Ja. Maar sy het my so 'n bietjie gewaarsku, maar dit was vir my 'n ongelooflike film. Dit was. Jy weet haar emosie. Ja. Dit was net regtig waar. En ek dink selfs die sekstonele was vir my so, want dit is nie net seks vir die sake van seks nie, jy weet. Dit het 'n rol Dit het gespeel. absoluut 'n rol. En daar was, maar kan ek bysê dat ek dink jy was baie braaf, jy weet. Ek wil vir jou vra daaroor want jy weet ek onthou daar was so drama met wat was daai fliek waar ons gepraat het nou die dag met Diane Keating en Keaton en Something's gotta give. Something's Gotta Give. Maar sy moes op 'n stadium ook so was hy sien haar net, sy het klim uit die stort uit en so en dan sien. En daar was so groot dramas oor dat sy nou soort van en is oor ook mos nou is nou nie die jong meisie nie, nê. Was dit 'n moeilike ding geweest vir jou? Dit was want en ek het 'n besluit gemaak om dit te doen vir myself want my hele lewe lank vergelyk ek my lyf met ander vrouens se en met wat ons sien op die media. Gebombardeer. Ons word gebombardeer as vrouens vandat ons so klein is. Wat is mooi? En ek was nog nooit dit nie. En ek het op 'n punt gekom ek is gatvol vir die ete om soos van my kollegas te lyk. Gatvol en ek is moeg. So dit was 'n deel van my om oor my eie skaam te kom. Oor my eie wat ander mense gaan dink. Oor my eie vrese en net vryheid, want ek het ook geweet instinktief dat hierdie is nie net my storie nie. Dit is ander vrouens se ook. En ek is ook gatvol dat ons nie die stories sien van vrouens 50 en op nie, want dit is wanneer ons die tapisterie van ons lewens, ons is so ryk, vol stories, vol wysheid. Maar ons sien dit nie. Ek kan onthou, ek was flippin 33 as 'n aktrise en ek het gedink, o my hemel, my loopbaan is nou verby want ek is oud.
Waarom? Want ons Ja. word nie blootgestel aan ouer vrouens se stories nie. Ons word nie blootgestel aan ouer vrouens wat gebruik word om vir bemarking nie. Ja. En En baie Ja. selde sekstonele byvoorbeeld. Ouer vrouens wat het oor nie net seks nie nie. of wat Ja, want dit reg. is nie Ja. mooi genoeg nie. Reg. Hoe kan vrouens nog intiem wees en Reg. seksuele ervarings hê en passie en Ja, weet jy maar ek weet nie of ek saam met jou was nie, Antoinette. Ek kan nie onthou nie, as ek was, moet jy vir my herinner. Ek het daai toneelstuk gesien, Antoinette Kelderman het daarin gespeel. Dit het gegaan oor, ek onthou Jean, wat is sy naam? Henry Randall se seun het die musiek gedoen. Dit het gegaan, hulle het so dubbel teater gebou en dit het gegaan oor demensie. En sy was op die verhoog en ek het in my lewe nog nie ietsie so beeldskoon gesien nie. Want die toneel begin waar sy haar klere uittrek en in 'n bad klim. Dan trek sy haar klere uit, dan staan daai wit, pragtige beeldskone, kwesbare lyf daar en dan klim sy in die bad. En terwyl sy in die bad is, dan sit sy nou so beens uit, dan kom haar man nou in en dan gesels sy met haar. Dan klim sy weer sopnat uit daai bad uit. Dit was so mooi vir my. En ek dink terug aan Aantjie Krog met daai digbundel waar sy daai net die vrou so kwesbaar en eerlik op die voorblad gehad het en almal om ietsie daar te sê. En dit is so beeldskoon. Dit is so verskriklik mooi. So mooi. Nee, so mooi is youth, so mooi is die jong velle, so mooi is die wêreld, maar dit stop nie iewers nie. Die skoonheid, daai deurskynendheid. Ek onthou, ek dink aan my ouma, dan sy nou so 93, dan vat ouma 'n bad. En dan skree sy, "Koei!" En dan moet ons nou kom help, dan moet ons nou vir ouma uit die bad uit kry. En dan het ouma nou so omgerol, eers die water so uitgetap. Dan het ouma hande 4 voet gegaan en dan want jy kan mos nou nie anders opkom nie. En ek onthou daai deurskynende wit marmer vel wat so sag is soos sy en die skoonheid van daai liggaam wat net anders lyk as hierdie jong styf. Dis so beautiful. So mooi en jy's waar. Dit word nie dit is nie op die dit is nie ons algemene oog is nie gewoond daaraan nie. Ons ken dit nie. Dit is hoekom is dit so 'n bietjie ja. Maar weet jy, dit bring my nou so 'n bietjie by die menopause vraag waar ons nou baie praat. En ons het mekaar ontmoet. Ek het jou ontmoet en vir Maritza ontmoet toe ons saam iets gedoen het vir kyk net oor menopause en dit kom later in die jaar uit, mense ons sal julle laat weet. Maar ek bijvoorbeeld my ma wou praat oor menopause, sy sê ag nee wat man, ons het mos nou nie tyd vir nonsens nie. So menopause is iets wat ek dink wat baie meer Strot, wat? Weet dit? popstront, ja. Wat 'n popstront is dit? So dit voel vir my dat dit is meer iets wat, ek meen dis nou in die laaste paar jaar, maar dat mense baie daaroor praat. Julle het nie baie, dis seker maar iets wat jy nie baie oor, of ek meen was daar baie hulp vir julle gewees? Het jy en Antoinette al baie daaroor gepraat? Ons het eintlik maar oor die laaste toe sy nou begin in menopause, dit sy my uitgevra oor my ervarings daarvan, jy weet, en Baie keer genetiese ooreenkomste, né? ja. En hoe het ek dit hanteer en so aan. So ek kom by die ginekoloog uit. Sy vra vir my, nou wat is nou vandag fout? Want ek kom bitter min by haar uit. Ek sê vir haar, ag dokter, my man sê ek is moeilik. Was dit nie? Meer moeilik as gewoonlik. Sy sê, ag ja, dit is mos hoe dit nou gaan. As 'n vrou moeilik is dit dan menopause. En as 'n man nodig moeilik is dit werkstres. Ja. Waarheid. Ja. Maar mens vier ook maar so 'n bietjie jou moeilikheid so later in die lewe dink ek. Ek moet praat bietjie met ons oor die menopause want jy's 'n groot, jy's nou daar's jy nou 'n baanbreker daarop. Ek weet nie of ek 'n
nee, 'n baanbreker is net, dis net vir my stem. Ja, Dit dis wat maak ek 'n bedoel baie daardeur. groot platform Ja, wat jy oopmaak. Ja, en nie op my eie nie, maar saam met ander vrouens en daarvoor het ek 'n groot passie want die inligting wat ek kry is deur ander vrouens wat ek nie geweet het. Okay, ek gaan deur hierdie ding nie. Ja, ek weet nie eintlik wat om daaroor te sê nie. Dit is net vir my al wat ek weet is ek kan nie alleen deur dit gaan nie en dit is so 'n ongelooflike reis. Fisies, emosioneel, spiritueel hierdie fase. Dit En is is baie opwindend. Nie lekker nie. Ja, Moeilik met tye. Ja. Maar dis ook opwindend. ek is bly jy noem daai want weet jy wat dit is? Kyk, jou lewe is nou so en as alles so georganiseer en dan begin dit nou dan of dit nou begin met 'n seer skouer of dat jy so 'n bietjie jou moeilik is teenoor jou man, dit begin so jy ken nie eintlik die karakter wat jou waaraan jy gaan verander nie. Jy gaan weet nie uitspring nie. eintlik nie. Jy weet nie eintlik nie. En dit is so bietjie hy maak mutasies. Vandag is jy bietjie baie beter. Môre as daai ouetjie nie dadelik ry as die lig groen is nie, as jy op jou toet, hè. Ja, so dit is 'n Of wag, interessante ontdekkingsreis, is dit nie? Is dit nie jy Antoinette wat agter iemand aangery het nie? Met dit was een van hierdie 'n groot tanker. ja, bakkies. En hy ry voor my in. Met jou karretjie. Met my karretjie moenie voor my inry nie. En ek sien hy sê so moet ook nie voor my inry en dan vir my sê ek is 'n bitch nie. Ja. En hy's daar by die robot. Langsom ek sê vir hom, Draai af jou venster. ek sê wat? Ek sê het jy nou net vir my gesê ek is 'n bitch? Nee, ek het nie. Wil jy vir my lig nie? Maar ek sê, en daar's die robot groen en ek ry agter hom aan. Het jy Nou genoeg gaan ek hom gehad? kry, nou gaan ek hom kry. Ja, Ek- jy is daar nog mis vent. Sien, dis altyd die probleem, dan kom die trane later. Oh, my hemel. Maar weet jy, boonbehalwe daai fisiese en sielkunde, al daai veranderinge, ons wat nou al goed deur ons menopausale reis is, aan die ander kant van daai strominge en wonderlike oseane waarop jy uitspoel in die nagte wat jy beleef met of sonder sterre. So as jy daardeur is, land jy ook op 'n eiland waar jy kan herontdek. Wat so amazing is, jy kan nou besluit, weet jy wat, ek was nog altyd lief as kind, was ek nog altyd lief om XYZ te doen. I'm gonna do it now. Weet jy, dit is soos 'n nuwe canvas wat voor jou oop is. As jy net daardeur kan kom sonder om moed te verloor. En as jy daardeur moet kom met jou estrogenpilletjies, met 'n bietjie ekstra glasie wyn of 2, met 'n paar fights, met 'n paar besoeke by 'n sielkundige, praat met jou vriendinne, maar as jy daardeur is daar nie 'n beautiful kalmte nie, né? Bevryding. Is bevrydend. As jy deur die teater is jy op die bevrydende. Ja, dis was wat fase. Simone de Beauvoir dit gesê. Sy het gesê vir haar was die beste ding van menopause, was die bevryding wat gekom het daarvan dat mans aan nie meer as 'n seksuele objek is nie. Oh wow. Dit was vir my baie interessant. Jy weet ons veg ook so 'n bietjie teen die feit dat jy nou die seksualiteit wegneem van vrouens as hulle ouer word, maar sy het gesê vir haar binne 'n patriargale stelsel is dit die grootste bevryding wat sy ervaar het. Interessant, né? Ja, ek dink daai bevryding kom natuurlik ook, nie net dat jy, ek dink die bevryding is wat jong meisies ook kan hê. Die bevryding is om op te hou om jouself te sien deur die oë van die ander. Want dit is daar. As jy daai nou menopause forceer jou om daai te breek. Maar jy as jong vrou, as jong meisie, as enige vrou wat enige ouderdom kan
jy kan daai breek eintlik om eienaarskap te vat en nie te kyk na jouself deur die oë van die ander nie. Want as jy die oë van die ander kyk, you'll never be good enough. Jy sal nooit maar genoeg wees, lank genoeg wees, oulik genoeg wees, slim genoeg wees nie. Maar as jy daai kan kyk na jouself deur die oë van die skoonheid wie jy is, full stop. Ja, selfaanvaardend. Dit gebeur as ons deur menopause is, nou. Ons kyk na ons vekkies en ons voue en ons lewervlekke. Ek sê vir my kinders, kyk hier, sê jy, ouma, ek sê kyk hoe mooi is jou velletjie, maar kyk, hierdie is nou van son en van al die wysheid wat ouma nou het. En in my kop dink ek, ja, ek het 'n paar lekker lewenshands gehad in my lewe, so my ouma het lekker gelewe hoor. Hulle het nie so in die verlede sit nie. Dit is true. Daar's Ons het gedink ons gaan vir julle so 'n paar vinnige vragies vra wat julle net so ja of nee kan sê of net vinnig so een woord of twee antwoord. Nee, maar dit sê. Ja. Okay, jy kan begin. Okay. Wie van julle is nou eintlik die drama queen? Okay, Antoinette. Alright. Okay, dan sê. Wie sê eerste jammer as jy beklei het of beklei jy nooit? Ouma sê jammer eerste. Mooi vir jou. Sielkundige. Mooi, dis mooi. Ek hou daarvan. Ek antwoord nou vir ma, sorry. Okay. Wie kan die langste geheim hou? Albei hou geheime. Ek sien hulle. Ek dink ons albei. Ons kan geheim. Nee, hulle hou geheime die tweeetjies, ja. Het hulle geheime van mekaar? Nee. Maar sekerlik 'n bietjie. Wat 'n persentasie geheime? Wat bedoel julle met geheime? Okay. Ek dink mens moet maar altyd 'n paar geheime van jou. Wel, ek dink van jou kinders sê, maar jou kinders van jou ook, jy weet. Janne? Wie gee die beste al is dit ongevraagde raad? Weet jy wat? Antoinette se ouerwordingsproses was vir my ongelooflik. Sy het 'n rypheid wat my verstom. En sy gee baie goeie raad. So ek I celebrate her. Dit is so mooi. Sy het altyd gesê die persoon wat die beste raad gee is haar pa. Praktiese raad. Vir my het sy gesê ek gee goeie emosionele raad. Maar ek sê nou vandag vir julle, hierdie kind van my het 'n ongelooflike insig in die lewe gekry. Met haar ouer word kinders, né? ek leer by haar. Dis ongelooflik. Jy weet, ek het nou al hierdie sielkunde agter die blad en hier kom my kind met haar ongelooflike rypheid. Ek spring sommer daar op julle skoot ook. Hoor, ek is baie lief vir die enetjie. Ek sê altyd ek gooi haar oor my skouer en ek vat haar saam my huis. Moenie, dit is myne. Nee, want ek het hulle al baie grys hare gegee. So dit is hoekom dit vir my, ja, I've been through, ek was moeilik. En ek was deur tawwe tye, so ja, hulle was baie bekommerd oor my. Dis nou baie mooi. Right, kom ons vat 'n vinnige breek hierso en dan is ons nou weer terug. Met bietjie koek en tee. O jy. Lekker. So julle, ons is terug. Dis nou laai lekker tyd van die episodes vir ons wanneer ons eet. Wanneer ons eet. Dis sulke tyd julle, dis sulke tyd. As jy lekker gatvol vir kook is of 'n bak, een van die twee, dan weet julle ons wonderlike borge, Frozen for You, en ons het besluit aangesien ons nou hier vir Moedersdag is of so in herdenking van Moedersdag, gaan ons 'n bietjie koek eet. En ons eet wortelkoek. Ek het hier so 'n sjokolade roulade julle Ja. en dit is verskriklik lekker. Dit is toe Melanie nou vir my sulke groot stukke sny, nee, sy het vir my sulke dik stukke gesny julle.
Kyk, was ek eers 'n bietjie geafronteer want dit is so baie, maar ek het nou vir Melanie gesê ek gaan dit alles opeet. Dis vrek flippend lekker. So Frozen for you baie dankie. Wat dink julle girls hiervan? Lekker, né? Lekker. Skiet dit as om so kos in die mond praat, maar dit is heerlik. Kyk, 'n wortelkoek is mos nou 'n bietjie 'n Afrikaanse ding, nee. Ek weet nie van die roulaat soveel nie. Mag ons roulade? Dit Dit is 'n Frans. rolkoek, nee. Of wat is dit? Ja. Dis 'n tipe van 'n rolkoek, Dit is maar met 'n boom in. is 'n upgraded roly-poly. Luister, hierdie is heerlik. So julle dink dit staan vir die prys. Ja nee, dit is fantasties, maar dit is baie lekker om ma-dogter verhouding saam met julle te doen. En ek is ook bly jy het nou gesê jy het ook maar vir jou ouers moeilike tyd gegee. Ek dink dit is maklik vir 'n ouer om kinders groot te maak deur tienerskap en verhoudings en allerlei probleempies en menswees en al daai. Maar dit is so mooi as mens daar deurwerk en daar kom hersoening, vernuwing, gesondheid, vrede, liefde. En dit is so baie keer gebeur dit dat 'n ma en 'n dogter nou fantasties en dan so 'n bietjie uitmekaar uitgaan as die dogter deur puberteit en op universiteit. Sy wil tog net nie soos haar ma nie. En dan as hulle nog ouer word en ek dink is 'n goeie ding. Ek onthou wat ek my dogters gaan kuier het. Jy pak ek die yskas reg. Ek dink ek is fantastiese ma. Ek skuif die goedjies rond. My dogter sê vir my, "Wat maak jy?" Ek sê, "O, ek het net gedink hierdie lyk 'n bietjie beter." Sy sê, "Nee mamma, dis my huis." My yskas. Nou het ek by die ander kind se by my ander dogter het ek haar yskas goeders daar uitgehaal wat al verval het in 2012 dink ek. Ek het daai uitgepak. Nou kyk ek met die twee sissies, ek vat hulle my vir eet. Hulle sê mamma, kan ons net vir jou een ding vra asseblief? Moenie ons fucking huise regpak nie. Ek sê okay, goed. I've got you. So daar's ook 'n punt waar die vrou Moet laat gaan. she kills the mother. Jy weet, dis nie meer mamma en dogter nie. Dan is dit asof daar weer 'n versoening plaasvind en mekaar sien as 'n ware vrou. Jy herken jou ma met haar stories, met haar kwesbaarheid, met haar vroulikheid, as jy sien jou ma dan vir die eerste keer as 'n geheel. En dit kom al met tyd, né? En julle is daar en dit is so mooi om dit te sien. Ja, met my ouer word om meer deernis met myself te hê, het ek dan meer deernis met mamma, en met ander mense om my. Maar ek dink ook as jy jou eie foute, as jy bereid is om ook eerlik met jouself om te gaan, jou eie tekortkominge, dan is jy ook minder krities oor die ma, reg? Dit is presies wat ek eintlik wou gesê het. Jy sê dit so mooi. Ja. En ek het altyd vir my kinders gesê, dis so maklik om soos ander te wil wees. Maar dis moeilik om jouself te wees. Dink bietjie uit die boks uit. So ek het altyd dit vir hulle gesê. En dit het hulle bietjie in die moeilikheid ook laat beland. Ja, want die is uit die boks gedinkery wat eintlik die spanning veroorsaak het ook. Dan moet jy net jouself so bietjie terugrem en sê, hoorie, maar ek het hulle dit geleer. Jy weet. Dis reg. Ek moes in my 2de of my 3de jaar gewees het en ergens brand 'n lig. Vreemd, is 2 uur in die oggend. Staan op, gaan kyk wat dit is. Hier hoor ek my ma huil. Maar ek skrik vir my in 'n ander bloedgroep in. Ek dink ergens is iemand siek, iemand gaan nou doodgaan. Sy en my pa het dalk miskien woorde gehad wat ek nie aangewoond, wat ek nie ek het hulle nog nooit in my lewe sien beklei nie. Iets is groot verkeerd. Hierso sit sy in die kombuis. Dit was tog so 'n ronde rottangtafel met haar teetjie. Ek sê, mamma, wat gaan aan? Nee, sy kan nie vir my sê nie. Gaan sit ek langs haar. Mamma, wat? Vertel vir my. Nee, sy kan nie. Mamma, sê, ek het so 'n vreemde kind en ek weet nie waar ek verkeerd gegaan het nie. En eintlik was dit my skuld. Wat so mooi vir my was, want ek sê toe van ek het baie vreemd aangetrek. Ek was deels hippie, deels 'n American Indian.
niemand het was mooi jy nooit geweet. goth Ek nie? was 12, ek was nie Nee, goth goth nie, nie, nee. Okay, maar ek wens ek wil daai foto's Nee. nog, ek moet dit sien hoor. Ek sê toe vir haar, mamma, ek is nie 'n koffsiepoppie nie. Ja. En toe die volgende oggend, toe gee sy vir my so 'n stywe drukkie in die kombuis. Sy sê, my kind, ek is baie bly jy is nie 'n koffsiepoppie nie. Dankbaar. Sien daar sy nou. Mooi man. Nee. Maar ek kan nou nie onthou dat ons regtig struwelinge gehad het Nee, of maar dit iets was nie. 'n Maar dit is so onderliggende ag, wees bietjie meer soos ek. wat Ek is netjies en jy weet ensovoort. Tot jy op 'n stadium kom wat jy dink, weet jy wat, dis oukei. Dus Dit praat jy is- nou as ma, As ma. as 'n Dis dogter wat jy oukei. groot maak. Ja. So sy is, ek aanvaar haar 100%. Sy het haar verskriklike goeie sterkpunte ensovoorts. Ek moet net bietjie terug staan. Jy Om weet, ruimte gee. vir haar ruimte gee. Hoe gouer 'n mens besef dat jou kind is nie jy nie. Nee, ja. Dit is nie 'n ekstensie van jou nie. Dis hierdie individuele, beautiful individue, mensies wat onder jou sorg geplaas word om in hulle opgroeijare, hulle vormingsjare vir hulle kos, droë doeke, warmte, beskerming, bietjie education, hulle te versorg, maar dit is individue. En jy moet vir hulle probeer aanhelp dat hulle ding kan doen op hulle eie manier, Ja, maar hulle is nie jy nee, nie. nie. Ja. Hulle is nie jy nie. Self-expression is vir my die wonderlike ding, want ons is almal uniek geskep en as jy daai skepping kan uitleef en jy kan self-express en jou ouers het vir jou baie ruimte daarvoor gegee. So ek dink ons Baie. celebrate 'n pragtige ma-dogter verhouding. En Melanie, gaan ons nou weer 'n breek vat? Die program is geborg deur Probitech. Probitech is na my mening die beste en die mees gevorderde probiotiese produk beskikbaar in Suid-Afrika. So, kyk, hierdie oulike kapsuletjie maak doodseker dat die pre- en probiotika regtig in jou darmkanaal beland, daar waar hy sy werk kan doen. Kry sommer nou vir jou. Aanlyn, Clicks, Dischem of by jou naaste apteek. Probitech. So dit is 'n wonderlike feesviering om saam met julle hier te wees. Ek sê verskriklik dankie vir jou Anet dat jy hierdie pragtige, vreemde, wonderlike, diep, extraordinary skepseltjie in hierdie wêreld gebring het. Sy is buitengewoon en fenomenaal. Ek love haar. En ek wil vir jou sê, jou lieflike ma, ek is net gek oor haar. Julle is wonderlike vroue. Dis So jare, ek dis wil jare. sê baie dankie en ja, totsiens van my kant af. Ons sal vir julle weer sien volgende week. Onthou as julle met ons in kontak wil kom, info@grysengatvol.co.za. Skryf ons 'n bietjie oor julle maas, laat weet ons julle maas en julle oumas en wat julle onthou en waarvoor julle lief is en wat se raad julle gekry het. Ons wil baie graag van julle hoor en ons sal 'n bietjie daaroor praat op 'n volgende keer weer. Dankie julle.